Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons vertrou dat u ook vanmôre opgestaan het met 'n begeerte om meer te leer van God se wonderlike woord. Die Here sê vir ons in Hebreërs 4 vers 12 dat die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van ons hart, want ons moet weet dat daar geen skepsel onsigbaar is voor hom met wie ons te doen het nie. Vriende, dis hoe wonderlik God se woord is. God se woord dring in waar 'n mens nie kan indring nie. God se woord oortuig waar 'n mens nie kan oortuig nie. God se woord sny uit waar 'n mens nie kan uitsny nie. En God se woord openbaar ons in so 'n mate dat ons besef ons staan skuldig voor God, ons staan naak voor God, ons staan honger voor God, dors. Geestelik praat ek nou van. En ons het kleding nodig, ons het voedsel nodig, ons het water nodig, ons het reiniging nodig, sodat ons voor die Here kan wandel om hom in alles welbehaaglik te wees. Onthou, een lewe gou gaan dit verby. Net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Vriende, ons kom vanmôre dan uit by hierdie Spreuke 22. Ons gaan daar by vers 8 begin. Ons hoop ons kan tot by vers 16 met u dan hanteer. Nou kom ons kyk gou wat sê Spreuke 22 vers 8. Daar staan: die onreg saai sal onheil maai en die stok van sy grimmigheid sal verdwyn. Hierdie vers kom leer vir ons die eenvoudige Nuwe Testamentiese beginsel van Galasiërs 6 vers 7, wat jy saai, sal jy maai. Vriende, dit het niks te doen met karma nie, want daar is nie 'n ding soos karma nie. Die Bybelse beginsel wat God vir ons gegee het as skepper, dat as jy saai, sal jy maai. As jy onreg saai, sal jy onreg maai. In jou boosheid wat jy saai, sal jy boosheid maai. Dis 'n Bybelse beginsel, niks te doen met karma of met een of ander godsdiens buite die Christelike godsdiens nie. Ons lees van die begin af het die Here vir Adam en Eva gesê, die dag as julle van hierdie vrug eet, sal julle sekerlik sterwe. Hulle saai sonde, hulle maai die dood. En ons sien ook hoe God in genade hulle aangesien het, hulle vergifnis geskenk het, maar dat die gevolg van sonde tot vandag toe deel van ons lewe is. Nou, een van die Engelse vertalings sê dit vir my so mooi. Daar staan: a person who sows seeds of wickedness will reap a harvest of trouble. En dit is vir my so pragtig gewees, want u sien, as ons hierdie boosheid saai, sal ons net probleme en allerhande hartseer in ons lewe maai. Daarom, wat is die antwoord? Dat jy sal vertrou op die Here met jou hele hart en nie sal steun op jou eie insig nie. Dat jy hom sal ken in al jou weë, dat hy jou paaie vir jou gelyk sal maak. Vers 9 sê: wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die arme gee. Een van die vertalings wat ek nageslaan het, sê: wie mededeelsam is, word geseën, want hy gee van sy kos vir arme mense. Hierdie beginsel is eenvoudig en vir my so mooi toe ek dit in een van die vertalings lees. Dit gaan oor die oog. Hoe sien die oog? En die vertaling sê: a generous man has a good eye. A stingy man has an evil eye. En dit is so mooi. Vriende, dit is hierdie goeie oog, slegte oog gedagte. En dit bedoel eintlik maar eenvoudig dat iemand wat lief is vir die Here, iemand wat 'n hart het van opregtheid, wat die vrug van die gees van vriendelikheid uitleef. Die Bybel sê hy word geseën omdat hy 'n goeie oog het teenoor hulle wat behoefte het. En hy gee vir hulle en die Here seën hom. Maar as jy 'n inhalige mens is, sê die Bybel dat jy 'n slegte oog. Met ander woorde, jou hart eintlik. Want die Bybel sê vir ons dat die oë verklap maar die venster, is maar die vensters van ons hart, en dit verklap maar ook dit wat in ons harte aan die gang is, want dit kom in ons werke na vore. En daarom die gedagte, as jy 'n inhalige mens is, sal dit in jou kyk na ander mense na vore kom, en ook in jou optrede teenoor hulle. En die Bybel sê dat die Here self elkeen in die gerig sal roep. Wonderlik om te weet dat as ons gee, dan sien die Here dit, en sal hy ons op die regte tyd verhoog, en sal hy ons beloon. Vers 10 sê: dryf die spotter weg, dan gaan die twis weg, en die stryery en die geskimp hou op. Nou vriende, een van die vertalings sê: as jy 'n ligsinnige mens wegjaag, hou die rusie op, en kom die getwis en beledigings tot 'n eind. Somtyds moet jy by 'n punt kom wat jy vir mense sê: luister, ek het klaar met jou gepraat. En as hy in jou huis te kere gaan, of wat familie, of vriend, of wat ook al is, vir hom sê, as jy nie ophou daarmee nie, is jy nie welkom verder in ons gesprek en in hierdie huis nie. Vriende, daar is familie en vriende wat geweldige onmin saai in huisgesinne en eintlik mense verskrik en bang maak. En mense is te bang om op te staan teenoor hulle, en dan begin hulle leuns vertel as hierdie mense wil kom kuier, en nee, ons is nie by die huis nie, en ons gaan hierdie kant en ons gaan daardie kant toe, in plaas van om vir hulle te sê: luister, stop julle nonsens. Hierdie is my huis, en dis hoe ek die dinge doen volgens God se woord. Ek bly dat julle by die Here sal uitkom. Ek vra vir julle, hou op met hierdie boosheid.
Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat as die spotter weggedryf word, dan is die twis weg, en die stryery en die geskimpe ook. Selfs wanneer dit kom by geestelike dinge, vriende, as mense ander met my wil stry oor geestelike sake, en hulle het nie eens die Bybel nagevors nie, dan sê ek vir hulle, luister, ek wil nie verder met jou gesels nie. Ek het so 'n familielid, wat graag wil redeneer uit die skrif, maar hy ken die skrifskaars. Hy is so vol van sy eie ideologieë en gedagtes en idees, dat hy geen rede wil sien nie. Daarom kom maar tye wat jy 'n afsnypunt bereik, en dan hierdie persoon oorgee aan die Here in gebed, en in smeekinge, om te vra dat die Here hulle siel sal red. Want ons is nie beter as ander nie, ons is anders omdat die Here ons kom red het, en daarom het ons ook nodig om hierdie andersheid uit te lewe, deur vir mense te sê, ek gaan nie meer die lewe leef, wat ek eens geleef het, van haat en nyd en stryery en twis en bekleierery nie. Maar ek wil 'n lewe leef van vrede in die lig van God se heiligheid. U kan ook gaan kyk, wat sê Spreuke 9 vers 7 en 8 en 12, Spreuke 13 vers 1, Spreuke 14 vers 6 en verder, so baie wat ons oor hierdie saak lees. Vers 11 sê, hy wat reinheid van hart lief het, wie se lippe aangenaam is, die koning is sy vriend. Ons het al reeds daaroor gepraat by verskeie geleenthede, vriende, dat selfs ongeredde mense vind baat en hou van mense wat eerlik is. Veral by hulle besigheid, want hulle weet, hierdie persoon gaan hulle nie besteel nie, hierdie persoon gaan hulle nie belieg nie, hierdie persoon gaan nie hulle swart smeer nie. Daarom gaan dit maar net oor jou naam en hoe jy op die einde van die dag optree. Ek dink aan Daniël en koning Nebukadneser. Nebukadneser, 'n goddelose koning. Daniël word later derde in bevel. Hoekom? Omdat hy 'n hart gehad het wat rein is voor die Here. Nebukadneser het dit gesien, die mense in Babel het dit gesien, en Daniël kon ook so 'n getuie vir die Here wees. Ons dink aan sy 3 vriende. Ons dink aan hierdie mooi getuienis wat hulle vir ons nagelaat het, omdat hulle 'n rein hart voor die Here gehad het. Dit beteken nie sondeloos nie, maar hulle begeerte was elke dag om God welbehaaglik te wees. Vers 12 sê, die oë van die Here bewaar kennis, daarom verydel hy die woorde van die ontroue. Vriende, net gou weer een van die Engelse vertalings sê, to be wise then is to be under God's protection. To be unwise and treacherous, even in what one says, is to be on a path that will end in frustration. Die eenvoudige gedagte hier is eenvoudig dat die Here sy waarheid en sy woord vir ons gee, en dit moet ons bewaar. En die Bybel sê vir ons, hy verydel die woorde van die ontroue. Dit sal later uitkom. Die boosheid van hulle woorde sal uitkom, van hulle optrede sal uitkom, van hulle agterbaksheid sal uitkom, en die Here se woord sal vir ewig bly staan. Baie belangrik as ons sien, die Here sê die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal tot in ewigheid toe bly. Daarom bly naby God se woord, en dan is jy veilig, en kan jy lewe leef om die Here te verheerlik. Vers 13, vriende, gaan oor die luiaard. Ek gaan nie veel daaroor sê nie. Daar staan die luiaard sê, daar is 'n leeu buitekant, ek kan in die middel van die strate gedood word. Nou dis 'n saak van onmoontlikheid, veral daar in die tyd van Israel, dat daar 'n leeu in die straat sal wees, maar as jy nou gaan 'n bietjie navorsing doen, Spreuke 6 oor die luiaard en die muur en verskillende gedeeltes in die Bybel, gaan dit eenvoudig oor dat die persoon so lui is, dat hy nie eens in die straat wil gaan, hy wil nie eens opstaan uit sy bed en uit sy huis gaan, om te gaan werk nie. En die Bybel sê, so mens, kan nie eintlik eet nie, want hy wat nie werk nie, kan nie eet nie. Ons moet ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk, daarom pas op vir luiheid. Vers 14 sê, die mond van die vreemde vroue is 'n diep kuil. Hy op wie die Here vertorend is, sal daarin val. Dit is nogal vir my aangrypende vers toe ek dit lees. Daar staan die uitnodiging uit die mond van 'n slegte vrou is 'n diep afgrond. Jy val daarin as die Here jou vervloek het. En ek het gewonder, nou wat beteken dit, en ek het bietjie gaan navorsing doen, en ek het gesien dat daar verskeie verse in die Bybel is wat handel oor die saak. Spreuke 2 vers 16 tot 22, en Spreuke 5 vers 3 tot 6, en Spreuke 7 vers 10 tot 23, en toe besef ek, vriende, dat dit is deel van God se straf vir aanhoudende sonde. As jy aanhoudend met ander vrouens lol, na pornografie kyk, as jy aanhoudend op televisie goed kyk wat nie God welgevallig is nie, op 'n stadium gaan God jou oorgee aan die begeertes van jou hart, om in sonde te verval met hierdie vreemde vrou, of hierdie ontuchtige vrou, of hierdie bose vrou, of hierdie slegte vrou. En dit sal op die einde van jou lewe ruïneer. Daarom, pas op, wees versigtig, stop in jou spore, bely jou sonde, laat staan dit, vra vir barmhartigheid, draai weg op jou verkeerde pad, volg die pad van die Here. Wees lief vir die vrou van jou jeug. En as jy nog nie getroud is nie, vra vir die Here om vir jou vrou te gee, wat jy kan lief hê, 'n man wat jy kan lief hê, sodat jy dan die Here kan verheerlik. As jy 'n man is, 'n vrou, 'n man, om dan so 'n huwelik te hê,
waarin jy God kan eer, deur dan ook een te word, soos die Bybelse beginsel in Genesis 1 en 2 vir ons kom leer. Een man vir een vrou, sodat ons God kan verheerlik en nie in hierdie sonde van welis verval en ons later met baie smarte deurboor nie. Onthou, as jy aanhou op hierdie pad van sonde, deur na dinge te kyk en dinge te doen wat God nie behaag nie, sal God jou oorgee aan hierdie vreemde vrou, tot jou ondergang en tot jou veroordeling. Wat 'n geweldige waarskuwing mag u en ek dit ter harte neem. Vers 15, as die sotheid vassit in die hart van die seun, die tegroede sal dit daaruit verwyder. Nou ons het alreeds daaroor gepraat in Genesis 13:24, en dan kan u dit ook lees in Genesis 23:13 tot 14, of verskoon Spreuke 13:24 en Spreuke 23:13 en 14 en Spreuke 29 vers 15. Die hele gedagte eenvoudig net, vriende, tug is nie 'n sonde nie. Tug jou kind binne die perke van God se woord, met die liefde van 'n hand wat hom wil begelei na die waarheid en na die regte koers en regte pad, en verheerlik so die Here. Die laaste vers, wie die arme verdruk, bevoordeel hom, hy wat aan die ryke gee, verarm hom net. Nou hierdie gedagte is eenvoudig, dat die Bybel vir ons dikwels sê, dat ons nie die arme moet uitbuit nie, en dat ons nie aan die ryk mense geskenke moet gee, om hulle guns te verkry nie. Want die Bybel sê, albei hierdie optredes, vriende, kan boemerang. Albei hierdie optredes kan jou later byt. En daarom is dit belangrik om eerbaar te wees. Nie die arme uit te byt nie aan die ryke geskenke te gee om sy guns te kry en jouself te bevoordeel nie. Leef opreg voor die Here, leef in opregtheid, leef in heiligheid, eer hom vir wat jy kry, spandeer dit wys, gee vir die Here wat hom toekom, help waar jy kan, en vriende, leef so dat jy eendag voor die Here kan staan, om hom te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Mag Here ons genade gee, staan sterk, staan vas, as daar sonde in jou lewe is, bely en laat staan, sodat jy barmhartigheid kan verkry, genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Mooi dag vir u verder, Tara.